Amen. Wonderlike geleentheid, liewe luisteraar, dat ons weer 'n bietjie kan inkyk in die skrifte en toelaat dat die skrifte ons denke vernuwe en ons realiteite sien en later die vrugte van realiteite in ons lewe sien. Dit is so belangrik dat ons op 'n punt kom waar elke geloofsaksie, elke gebed wat ons bid, elke vraag wat ons voor Christus lê, dat dit vrugte sal afwerp. Andersins is ons met 'n nodelose godsdiens besig. So, ons kyk 'n bietjie weer na die skrifte en ons laat toe dat hierdie skrifte ons denke vernuwe. Die hele probleem lê net in die denke van die mens, net in die manier wat mens dit sien. Die mens het geen bydrae van geen aard nie. Jy kan net jou denke vernuwe en die Nuwe Testament is 'n testament waarin ons deur die geloof moet lewe. Absoluut die Here vertrou in elke opsig en elke magtige belofte ons eie maak. Ek lees vir ons 'n bietjie hier uit Romeine 16 uit en ons kyk so 'n bietjie in en plek net so 'n bietjie gesels oor die evangelie. Hy sê, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie, dis nou Paulus, en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is. Eeue lank het mense nooit geweet dat Jesus Christus kom om jou lewe te word. Hy is nie 'n bydrae aan jou lewe nie. Nee, jy gaan sterf aan die kruis en hy gaan jou lewe word. Dit was 'n verborgenheid dat God gaan jou lewe aan die kruis wegneem en Christus gaan jou lewe word. Lees die 26ste vers. Hy sê, maar nou geopenbaar is, dis nou 'n algemene kennis, dat Christus is nou ons lewe. Maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene. Efesiërs 3 vers 6, dat alle heidene ook ingesluit is in hierdie magtige beloftes van God. Selfde realiteit vir hulle as vir die hele Jodendom, vir die hele Christendom. Alles dieselfde realiteit. Almal dieselfde voorregte. Hy sê deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God. Dit is 'n bevel van God. Dit is nie iets wat ons 'n besluit oor kan neem nie. Dit is iets wat God 'n besluit oor geneem het. Hy het dit 'n bevel gemaak dat ons nou volgens hierdie realiteite moet wandel. Luister net wat die eerste realiteit is. Hy sê tot gehoorsaamheid van die geloof. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Ons weet dat Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38 sê almal, ons sal nou net in die Nuwe Testament net deur die geloof lewe. Jy het geen ander bydrae as om te glo nie. En geloof gaan 'n substansie word in jou lewe. Geloof is die substansie van dit waarvoor ons na God toe kom. Dis so belangrik om na hierdie dieper werklikhede te kyk. 27ste vers. Aan die alleenwyse God, aan hom kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus tot in alle ewigheid. Hy is die skepper van die univers. Hy is die skepper van elke realiteit, elke lewe wat op aarde bestaan, is deur hom geskape en dit is deur hom dat ons absoluut moet inkyk in sy regiete stellings in die skrifte. Die regverdige sal nou net deur die geloof lewe. Jy sal God vertrou in elke opsig en dit is net daardie vertroue, geloof wat vrugte gaan afwerp. As jy nie aanvaar wat God vir jou gedoen het nie, en God het vir ons
alles gegee. 2 Petrus 1 vers 3 en 4 sê God het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsaligheid lei. As hy sê alles geskenk, dan is dit alles geskenk. Redding, verlossing, bekering, vergifnis, heiligheid, geregtigheid, alles geskenke. Jy moet dit aanvaar om die vrugte daarvan in jou lewe te sien gebeur. Dis so belangrik, mense, dat ons absoluut sien hoe dat hierdie groot God 'n intense verhouding met hom verlang. Niks anders as 'n intense verhouding. Om daardie verhouding 'n werklikheid te maak, het hy hierdie realiteit van geloof in die volle skrifte ingebou. En dan kom hy op 'n plek waar hy byvoorbeeld van Israel praat in Hebreërs 4. En hy sê, hulle kon nie sy woord met hulle geloof meng nie. En hulle skade. Dit is so belangrik dat jy absoluut sien hoe God geglo het. Later aan, veral in die Engelse vertalings, ou King James, praat hy van die geloof van God. Nie jou geloof, die geloof van God. Dat jy absoluut moet sien dat al God se geskenke is sy geloof. Dit is hy wat dit in geloof geskenk het en geglo het dat die mens sal nie so dom wees om dit nie te aanvaar nie. Want dis absoluut gratis geskenke. Jou bekering, jou redding, jou verlossing van sonde, die absolute vrymaking, die absolute teenwoordigheid van God. Ek sal julle nooit begewe, julle nooit verlaat nie. Al die magtige beloftes, net geskenke. En ek en jy kan dit aanvaar en 'n oorwinningslewe leef van dag na dag en absoluut tot die uiterste toe. Die grootste wonderwerke sal sien wat daar ooit was. Jesus het ons beloof. Hy sê die wonderwerke wat ek gedoen het en groter wonderwerke sal julle doen omdat ek na my Vader gaan. Die wonderwerke is nie iets wat jy moet doen nie. Wonderwerke is realiteite wat in jou lewe kan gebeur deur vertroue in hierdie groot hemelse wese wat ons geskep het, wat ons geformeer het, wat absoluut weet wat se stoffasie hy gebruik het, sy eie beeld en sy eie gelykenis om ons te voorskyn te bring. So dit is so belangrik om te sien hoe hoog God ons aanslaan, dat hy sê, geloof dan is die substansie van dit waarvoor jy God vra. Geloof die substansie, dis reeds die werklikheid. So, dis so belangrik dat ons na hierdie skrifte kyk en sien dat hy het hierdie profetiese skrifte aan ons bekend gemaak. Dis 'n kennis wat na ons toe gekom het. Dit is nie iets wat vaag is nie. Dis 'n verborgenheid wat vir jare verborge was. Vir jare het ons gekyk na die natuurlike realm, wat jy vir God moet doen. Maar in die Nuwe Testament, in die nuwe realiteit, nadat God Jesus Christus aarde toe gestuur het om 'n volmaakte werksverrigting te verrig, 'n volmaakte redding te veroorsaak op aarde. Toe kom hy en hy doen presies dit. En dan skryf hy in Kolossense 1 byvoorbeeld, ek lees so van vers 25 af, hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang. Jy sien, die hele realiteit wat gekom het, is in die belangstelling van die mens. God het dit vir die mens geskenk. Alles wat hy kom doen het, was vir die mens. 'n intense realiteit om die woord van God te vervul, om 'n vrugte af te werp deur hierdie skenking, deur hierdie lewende saad, deur Jesus Christus wat gekom het, sodat ons deur hom kan lewe. Nou daai verborgenheid, deur die Ou Testament 4000 jaar, was dit verborge gewees. Niemand het geweet daarvan nie. Maar nou sê hy, dis nou openbaar.
Luister na die 26ste vers. Hy sê naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Die openbaring het nou gekom van hierdie groot realiteit, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom en heerlikheid van hierdie verborgenheid is. So selfde wat jy hoor dat iemand die skrifte bymekaar bring en vir jou laat verstaan wat se rykdom na jou toe gekom het. Luister weer na hierdie frase. Hy sê die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene. Daai rykdom wat gekom het. In 1 Korintiërs 1 vers 5 sê God het ons verryk in alle opsigte deur Jesus Christus. Jy kan nie ryker wees as wat jy is as jy 'n gelowige is nie. Maar jy moet weet hoe dit werk. Jy moet weet dat as jy nie God se plan volg nie, gaan die rykdom nie werk nie. Die rykdom gaan vir jou van geen waarde wees nie. Jy gaan die rykdom gebruik vir die verkeerde doeleindes. Jy gaan glad nie weet hoe jy in hierdie heerlikheid van God in behoort te beweeg nie. Net om die ding vir jou baie duidelik te maak, dan verduidelik hy vir jou wat hierdie verborgenheid is. Dit is nie meer jou lewe wat gaan tel nie. Dit is Christus in julle, die hoop van alle heerlikheid. Die verborgenheid wat verborgen was, is nou bekend gemaak, dis Christus nou jou lewe. Hy sê dit ook in Kolossense 3 vers 4. Hy sê wanneer Christus wat ons lewe is, verskyn, sal ons saam met hom verskyn. So belangrik die realiteite. En miskien kan ek dit net sommer vinnig vir u noem, die realiteit wat so opslae gemaak het van die profesie van Brodani Botha. Die alfout wat hy gemaak het was net om te noem dat dit 'n dag en 'n uur is. God werk nie met dae en ure nie. Hy werk met dispensasies. Die dispensasie van die einde het aangebreek met die nuwe jaar van die Jode. Dit is so belangrik. Van nou af sal u sien hoe hy 'n kort werk in geregtigheid maak. Dat hierdie geregtigheidsboodskap nou die aarde gaan oorvloei en die mens gaan weet hoe dat God hulle geregtig verklaar het, dat God hulle heilig verklaar het, 'n heerlike werklikheid, 'n volmaakte wese wat in ons kom woon, wat nou ons lewe gaan word. En dit is alles mense, dis alles deur die geloof. As jy nie glo dat jy het gesterf aan die kruis nie, want dis nie Christus wat moet sterf nie, dis jou sonde wat daar moes afgehandel word. Jy moet sterf ter wille van jou sonde. En jy moet nou in daardie geloofsoortuiging begin wandel, dat ek het gesterf aan die kruis, nie meer ek nie, maar Christus is nou my lewe. Christus het nou my lewe geword, die volmaakte geskenk van God, die volheid van die heerlikheid van God, wat hy aan die mens geskenk het, en dat hy nou al die tyd by ons kan wees. Dis daarom wat daar al hierdie pragtige skrifte, soos Hebreërs 13 vers 5 is. Ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. 'n Nuwe Testamentiese gebed, ons gaan nog eendag daaroor praat. Dis 'n geloofsgebed wat jy bid. Daar's nie meer so iets dat jy God se arm kan draai of by God pleit vir iets nie. Nie, hy het jou alles geskep. Kan jy dink selfs in hierdie nuwe dag wil mense voorgee dat jy die bloed van Christus oor jou huis of oor jou plaas moet bid? Wat 'n pleitery is dit? God het dit aan jou geskenk. Hy het sy teenwoordigheid, sy engele opdrag gegee om jou te bewaar op al jou weë. Maar jy moet dit glo. Sonder geloof onmoontlik. As jy nie glo wat daardie bloed aan die kruis vir jou verrig het nie, dat dit jou sonde afgehandel het, dat jy nie meer 'n sondaar is nie, dat jy nou heilig is, dat jy nou volmaak is. Nie jou volmaaktheid wat jy probeer opkook nie. Jy ontvang dit wat God vir jou geskenk het deur die geloof.
En soos jy dit glo, begin dit vrugte dra in jou lewe. Baie, baie belangrik. Ek wil dit oor en oor en oor herhaal. Ons het op 'n punt gekom waar ons nou na hierdie werklikhede moet kyk, waar ons absoluut moet begin sien hoe dat die geloof vrugte dra. Hoe dat dit nie 'n enkele persoon is wat nou kon sy so geseënd is dat hy in wonderwerke en tekens kan ingaan nie. Nie elke mens, dis vir elke mens beskikbaar, maar jy moet volgens God se plan werk. As hy sê, hy het jou alles geskenk, dan sê jy baie dankie Here, het my alles geskenk. En dan kyk jy na die magtige beloftes van God. En jy kyk wat hy jou alles geskenk het. Jy kan so ver gaan, Ou Testamenties as jy wil gaan, kan jy God herinner aan sy beloftes. Dit kan jy moontlik doen. Maar selfs dit is 'n absolute nodelose situasie, want hy is so lief vir jou. Hy woon in jou en hy sal mos nie homself in gevaar stel op enige manier nie. Hy sal al die tyd vir jou 'n groot sukses of 'n groot vooruitgang wil bewerk. Maar dit moet deur die geloof wees, mense. Hy sê in Galasiërs 5:6, hy sê geloof wat deur die liefde werk. En nou gaan hy baie verder en dis alles kleinighede, mense. Ek wil so graag vir julle so baie uit die skrifte uit begin voorhou. Maar daar is sulke belangrike daaglikse realiteite waarna ons moet kyk. As ons nie Christus se werklikheid in ons lewe gaan maak nie, as ons nie absoluut gaan dankbaar wees dat hy so goed vir ons was, om ons in so 'n gunstige posisie te plaas, as ons nie absoluut kan toelaat dat tyd ons nie kan teleurstel nie, maar ons absoluut in die werklikheid sal staan. Here, U het so gesê, wanneer dit gaan gebeur is U saak, maar U is 'n werklikheid, U is die absolute antwoord vir elke situasie in ons lewens. Wanneer ons in hierdie lewenswyse ingaan, 'n nuwe lewenswyse van die Nuwe Testament, in daardie oortuiging kom dat Christus, die skepper van hemel en aarde, het gekom om in my hart te woon. Dis so wonderlik en dis so relevant elke oomblik. As ons net wil in die geloof wandel, as ons net absoluut glo dat dit is die woord van God. Hy sê byvoorbeeld, met die oordeel waarmee jy oordeel sal vir jou geoordeel word. Met die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word. Kan jy dink, jy moet in Christus bly? As jy al die tyd in daardie maat meet van Christus in jou, dan is jy absoluut al die tyd in die werklikheid, in steede wat jy in 'n dwepende godsdiens beland, waarin niks werk nie. Ons het al gepraat oor die saaier en die saad, en hoe dat daardie wortelstelsel van die saad so belangrik is, want daai wortelstelsel haal vochtigheid baie diep uit die grond uit. Dit is daardie realiteit wat nou in ons moet gestabiliseer word. Luister net na Efesiërs 3, vers 17. Hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is, in sy liefde gewortel en gegrond, diep wortels in sy liefde. Luister na Romeine 5. Ek wil dit ook vir ons lees. Laat jy net kan sien hoe dramaties moet jou denke vernuwe word. Hy sê in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe jy op jou slegste was, op jou grootste verwydering van God,
toe sterf Christus. Hy sê dat jy in daardie liefde gewortel en gegrond. Here het my lief gehad terwyl ek die grootste mislukking was. Baie dankie, Here, dat U al die tyd by my betrokke is. Baie dankie dat ek op U kan vertrou. Baie dankie dat U beloftes vir my 'n werklikheid is. Baie dankie dat ek nooit hoef te twyfel nie. Luister net wat sê hy in die 9de en die 10de vers van Romeine 5. Hy sê, veel meer sal ons nou dat ons geregverdig is. Is jy nou geregverdig of is jy nie? Deur sy doen en late is ons nou geregverdig in sy bloed. Deur hom gered word van die toorn. Vers 10. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is. Jy sien, dis God wat jou kom versoen het met homself. Hy skenk daardie versoening. Dis nie iets waaroor jy hoef te twyfel nie. Jy moet gewortel en gegrond wees in daardie realiteit. Deur die dood van sy seun. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Jy sien, jy hoef nie te twyfel nie, vir tyd en ewigheid. Is jy versoen met God? Jy hoef nie bang te wees om eendag voor God te staan nie. Jy is versoen met God, deur dit wat hy gedoen het, deur sy beloftes. Dis daardie wonderlike heerlikhede wat jy moet aanvaar. Dit is die bediening om mense uit onkunde te bring na die kundigheid om te sien wat God vir hulle geskenk het uit genade en hoe dat God 'n ewige versoening vir die mens bewerk het. Hebreërs 9 vers 12 sê, hy het vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Prys sy wonderlike naam. Amen.